Die skietstilstand tussen die VSA en Iran ly skibreek en Franse owerhede sluit hul ondersoek na die dood van Nateem Tetwa af. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans saam met Esmerie Eysel, baie welkom. Die president van die VSA, Donald Trump, het bevestig dat die skietstilstand met Iran beëindig is. Trump het die aankondiging by die NAVO-beraad in Turkye gemaak nadat Iran 3 skepe in die straat van Hormuz aan die Omanse grens aangeval het. Amerika het daarna teenaanvalle op Iran uitgevoer. Oliepryse het reeds met meer as 5% gestyg. It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Suid-Afrika stuur van dese week 'n afvaardiging na Washington om beswaar te maak teen voorgestelde nuwe Amerikaanse invoertariewe. Die tariewe volg op 'n Amerikaanse ondersoek wat bevind het dat Suid-Afrika nie voldoende afdwingbare maatreëls teen produkte wat met dwangarbeid vervaardig is, het nie. Die regering voer aan dat bestaande arbeids-, douane en mensehandelwette reeds voldoende beskerming bied. Indien die tariewe ingestel word, kan Suid-Afrikaanse uitvoere duurder en minder mededingend raak met die motor-, landbou- en mynbousektor wat waarskynlik die swaarste getref sal word. Die nasionale tesourier het ontken dat hy gemeenskappe straf nadat miljarde rande se toelaas aan 69 munisipaliteite landwyd weerhou is. Volgens die departement is die opskorting van 30,5 miljard rand 'n laaste uitweg om finansiële wanbestuur en die nie-nakoming van wetgewing vas te vat. Die adjunkt-direkteur-generaal van interregeringsbetrekkinge in die nasionale tesourier, Ogalaletseng Garekwe, sê dat die kwessie ontstaan het nadat plaaslike owerhede versuim het om skuldeisers soos Eskom, waterrade en pensioenfondse te betaal. Die departement van gesondheid verskerp sy gereedheid vir 'n moontlike Ebola-uitbreking in Suid-Afrika na die toename in gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo, waar meer as 500 mense reeds dood is. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, sê 12 private en 24 openbare hospitale is aangewys om moontlike Ebola-gevalle te hanteer. Hy sê gesondheidswerkers word opgelei en gereedheidsoefeninge word gedoen. Die spesialis in aansteeklike siektes Salim Abdul Karim waarsku, dit is waarskynlik net 'n kwessie van tyd voordat iemand in Suid-Afrika die siekte opdoen. Die Franse owerhede het hul ondersoek na die dood van die voormalige Suid-Afrikaanse ambassadeur in Frankryk, Nateem Tetwa, amptelik afgesluit. Tetwa is in September verlede jaar dood, nadat hy van die 22ste verdieping van die Hyatt Regency Hotel in Parys geval het. Volgens die Franse ambassadeur David Martineau het gesê dat die bevindinge aan Tetwa se weduwee meegedeel is en dat daar geen verdere ondersoek sal wees nie. Martineau het beklemtoon dat diplomatieke bande tussen Frankryk en Suid-Afrika steeds sterk bly. Die voormalige prokureur Piet Viljoen beplan om die nasionale vervolgingsgesag vir nagenoeg R500.000 te dagvaar weens sy onlangse inhegtenisneming. Viljoen, wat tereg staan op 400 aanklagte van bedrog, korrupsie en diefstal ter waarde van R27 miljoen, het in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria aangevoer dat sy vervolging onwettig is. Sy regspan het gevra vir borgtog of huisarrest en beklemtoon dat sy voortgesette aanhouding in die Kgosi Mampuru tronk sy besigheid skade berokken en sy asma vererger.
Viljoen het die hof gevra of hy sy pa, wat aan prostaatkanker ly, ten minste kan groet indien sy borgtog geweier word. Die hof het toegegee dat hy nie 'n vlugrisiko is nie. Die skadefinansieringsveldtog Back a Buddy vir Viljoen se regskoste is intussen gestaak omdat dit die platform se beleid oortree het. En dit bring ons aan die einde van die Afrikaanse nuusbulletin hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so.